ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke deel 146. Ek is professor Hannes Rettinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Ek wil net sommer by die aanvang hierso net noem en verskoning maak dat van die weeklikse boodskappe, soos die Efrat rivier en die boek Henog en die Engels is, was nie opgeneem in die laaste week nie. So ek maak verskoning daarvoor. Dis as gevolg van die tyd wat ek moet insit in die Afrikaanse legkaart studiegids Bybel. Die finale gedeelte van Hebreërs is by die proefleesers, so ons glo dat in die loop van die maand sal ons reg wees om die boek uit te bring. Dis natuurlik die derde legkaart studiegids Bybel, wat almal voorwag. En glo my, dit sou die moeite werd gewees het. So ons glo dat ons in die posisie is om nou, soos ons gewoond was altyd, op tyd ons boodskappe op te neem. As daar enigstens 'n probleem is, gaan ons u laat weet. As daar 'n probleem is, moet jy maar net aanvaar. Ons het my oupa het altyd gesê, jy het net 2 hande. En ons doen wat ons moontlik kan doen daar. So bid vir die bediening dat Jaffa ons seën en dat ons kan doen wat ons ontstel is om te doen. En dankie vir u ondersteuning en natuurlik vir u geduld. Alright. So jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, ons praat sommer van die ander 2 legkaart studiegids Bybels. Dis 'n moed in elke Afrikaanse huis. Dis eenvoudig 'n moed. So ek wil u nooi kry hulle. Dis A4 boeke, 500 bladsye dik. Hierdie een van die derde legkaart studiegids Bybel gaan ook 500 bladsye wees. So ons loof Jaffa dat ons kan doen wat ons beplan het om te doen. Ons bid dat hierdie legkaart studiegids Bybels wat reeds uit is ook, dit is besig om grond te wen soos geen Bybel nog ooit gewen het nie. Want Jaffa al die eer, halleluja. Sou jy enige vrae het of iets met ons wou deel, kontak my by ons WhatsApp nommer 0722 367 124 of gaan na my webtuiste https://jaffashua.co.za. As u die webtuiste nommer gebruik en u gebruik nog die www.jaffashua, gaan u 'n probleem kry. Hulle faseer dit uit op die oomblik het al, hoe David sê, die laaste 5 jaar is al besig met dit. Hulle is besig om die ouens te blok op die www. So dit moet wees https:// en dan jaffashua.co.za. As jy enigstens 'n probleem het, moet jy met my gesels. So, as dit die eerste keer is dat jy na die reeks kyk, is verskriklik welkom. Dis uiters belangrik, gaan na deel 1 begin voor, want die reeks 'n magte om inligting gemis. Uiters noodsaaklik om in te teken of te subscribe, sodat jy die kennisgewing skryf van al die verskillende boodskappe. En natuurlik ons TikTok boodskappe ook, baie interessant. Stuur die kennisgewing vir jou vriende, dis lewensveranderend. Kom ons bid saam. Vader Jaffa, ons wil vanmôre kom en vir u al die lof, die eer, die prys en die aanbidding gee. Dankie vir die naweek wat verby is. En vir die geleenthede wat u vir ons geskep het om die bonatuurlike geopenbaar te saai in lewens van ander mense. Ons bid dat u iemand stuur om dit nat te maak en dat die roog het sal laat groei. Halleluja. U sê 30, 60 en 100voudig. Ons roep 100voudige oes op ons arbeid. Ek wil beseën vanoggend se studie geleentheid. Seën die woord, maak dit lewend. Laat u deur die woord, die bonatuurlike geopenbaarde woord, dat u tot ons spreek vanmôre. Gee vir ons ontvanklike sielsdimensie en geestelike oor om te hoor wat u deur die Ruach HaKodesh vir ons wil sê. Ons bid dit in die naam bo elke ander naam. Die naam Jaffashua, die volk van Jaffa sê halleluja. Halleluja. Baie welkom by Ontbyt met Prof Hannes. Ek vertrou dat vanoggend se sessie vir u 'n groot seëning gaan wees en dat dit vir u ook 'n openbaring gaan wees. Ons is besig met die boek Spreuke hoofstuk 12 deel 6. Hy sê die woorde van die goddelose is om te loer op bloed.
Met ander woorde, die natuur van 'n ongeredde of 'n goddelose persoon is om te loer op bloed. Nou dis beeldspraak wat koning Salomo gebruik. Nou, wanneer hy sê wanneer jy loer op bloed, dan is dit nie noodwendig dat jy wil doodmaak nie. Of sy jou wil doodmaak nie. Dit is dat hulle wil hê dat jy moet ongeluk oor jou lewe hê. Teëspoed. Hulle wil nie hê dit moet goed gaan met 'n jagvis nie. Nee. En ongelukkig, ek gaan dit sê, is dit die natuur by baie van ons Suid-Afrikaner boeremense, as ek dit so kan sê. Ek praat nie van die boeregemeenskap nie. Kom ons sê Afrikaanse gemeenskap so. Is dat hulle is verskriklik afgunstig op ander. Verskriklik afgunstig. Hulle kan nie sien dat die son oor jou skyn as dit nie oor hulle skyn nie. Nee, helfte moet na hulle toe kom. En dan die ironie van alles, hulle wil niks doen vir dit nie. Hulle wil niks doen vir dit nie. Hulle sal nie tot watter tyd in die nagte voorbereiding doen en opnames doen. Ek meen, hierdie opnames gaan ons neem om op te neem tot vannag toe, omtrent 11:30, 12:30, 12:30 se kant. Ons praat nou maar net van die opnames so goed. Ek wil net 'n ding sê, maar hulle sê ons wil so bediening hê. As jy bereid is om die ure in te sit, kan jy die resultate kry. So ek wil vir jy eintlik sê, uit dit leer ons vanmôre as javiste nou iets anders te. As ek wil geestelike resultaat in my lewe hê, dan ek die arbeid insit wat die geestelike resultate kan bewerkstellig. Ek het al honderde keer gesê, ek gaan dit maar weer sê. Die plaasboer, broer Leon hulle daar van Kriel, hulle kan nie sit en biltong eet terwyl die ander ons die trekkers loop en hulle ploeg nie. Jy moet maar inklim en jy moet gaan ploeg. Maar die son moet jy maar brand. As jy wil resultaat hê, as die groeiseisoen verby is, wanneer die ander ons se mielie so hoog staan, dan as jy nie geplant het nie, gaan jy nie 'n oes hê nie. En dit is wat dit beteken ook in ons geestelike lewe. As ek daar 'n bietjie ekstra wil insit, gaan ek die resultate kry. Ek sien dit met ons studente, ek werk met die studente as 'n magdom van hulle. En ek sien die manne en die vroue wat die ekstra tyd insit. Ek sien dit in hulle resultate. Dis hulle wat 100 A+ kry. Dis hulle wat uitstyg bo die ander. En weet jy wat, dis hulle wat eendag uitstaande pastore gaan wees. Mans en vrouens. Ek wil ook vir Jaffa loof vir die studente. En ook vir die van die pastore wat gegradeer het op die oomblik. Seëninge, blessings, laat Jaffa julle gebruik. Dit is fantasties. Manne en vrouens wat die 4-jaar kursus klaar gemaak het. En wat in die Oesland besig is. En weet jy wat, jy het nie 'n pastoors graad nodig om eendag te kan sê, ek kan evangeliseer of sê, nee. Ons moet net die saad plant. Ons moet net die saad plant. Halleluja. Die woorde van die goddelose is om te loer op bloed. Hulle soek. Daar moet teëspoed in jou lewe wees. En hulle sal enige ding doen om dit te bewerkstellig. Jy kan nie glo dat daar mense is wat sadiste is, wat genot daar uitput om ander mense skade aan te doen nie. En dat jy nie gevra vir dit nie. Maar by die woord, die Bybel sê, julle sal gehaat word terwille van my naam. N-A-A-M. Jod, Alef, Hy, Vaf, Alef, Hy, Jafashua. Of kom ons kom eers net by Jaffa. En dan denk Jod, Alef, Hy, Vaf, Alef, Hy, Shua, Jafashua. Hulle gaan jou haat terwille van die naam. So, ons moet, ek wil nie sê ons moet gereed wees en voorberei wees nie, maar weet jy wat, ons is toegerus met iets wat hulle nie het nie. Die Bybel sê, daar is krag in die gebed van die regverdiges. Ons kan hulle afsny in die naam van Jafashua. Gee in Jaffa se hand.
Want die woord sê, dit is wreed om te val in die hande van 'n lewende Elohim. Die 33 sê, dit is wreed om te val in die hande van 'n lewendige God. Hulle verstaan dit. So, wanneer jy iemand oorgee in Jaffa se hande, kan jy my na die resultaat kyk daarso. Hy sê die woorde van die goddelose is om te loer op bloed, maar die mond van die opregtes red hulle. Wat beteken dit? Ons vervloek nie. Die woord sê, seën hulle wat jou vervloek. Seën hulle. Bid redding oor hulle. Dat Jaffa in hulle lewens inkom. Jaffa deur die genadebloed, sy genadebloed, kom en hulle sondes vergewe en hulle op die plek kom waar hulle tot bekering kom en onderdompel word in die bonatuurlike naam van Jaffa tot vergifnis van ons sondes en hulle dan in heiligmaking die pad kan stap. Dan wil ek hê jy moet luister na Spreuke 12 vers 7. Maak 'n nota. As u een van die is wat ek wil sê, as een van die honderde duisende is, wat kyk na die reeks oor Henog, dan sê jy onthou dat ek in die begin vir jy gesê dat die skrif wat die ouens opstaan, dat Henog lewendig in die hemel opgevaar het, en ek hoop ons prikkel nou 'n paar ander mense se belangstelling, dat jy na die reeks Henog gaan kyk. As jy gaan kyk, begin by deel 1. Henog deel 1. Nou die skrif wat hulle daar gebruik in Spreuke is om te sê, dat Henog was die 7de geslag van Adam af, en hy het met Jaffa gewandel, maar die 33 sê, hy het met God gewandel. Eerstens was die woord God het nooit bestaan nie. Die woord God kom van die woord Lord, wat eers in die 13de eeu geskep is, en die woord God het eers later gekom, wanneer hulle dan die Nederlandse Statenbybel, en dan natuurlik die 1611 King James Bible, the word God. Maar nou ja, hy sê, en hy was daar nie meer nie. Dat is al wat hy sê. Hy sê, en Henog het met Jaffa gewandel, en hy was daar nie meer nie. Nou ek het 'n hele reeks gedoen op dit, 'n hele studie gedoen vir u, oor hy was daar nie meer nie. So met ander woorde, as ek by asem uitblaas, dan sê ek, sal sê Rika, of die ander mense, en die prof was daar nie meer nie. Dit beteken dat ek het dood gegaan. Ek is nie meer agter die kameras nie. Ek is nie meer in my kantoor nie. Hy is daar nie meer nie. Nee, maar dit sê nou, toe die Henog ouens nou gekom en gesê, die Israeliese ouens, ja, dit beteken dat hy lewendig in die hemel opgevaar, want hy is nie daar meer nie. So hy's, nou kyk wat sê hy van die ongoddelikes. Wat sê hy hierso? Die woord is wonderlik. Toe ek hierdie lees, terwyl ek voorbereiding gedoen het vanmôre, ek het amper oor my lesenaar gespring. Die goddelose mense word omgekeer. Met ander woorde, hulle trek swaar. Hulle kan dalk self sterf. Hy sê, en die goddelose mense word omgekeer van buitekant binnekant en binnekant buitekant. En hulle is daar nie meer nie. Wie is daar nie meer nie? Die goddelose. Wat beteken dit? Staan daar en die goddeloses het lewendig in die hemel opgevaar? Kom. Julle ouens wat na die Henog reeks luister, broers en susters. En die goddelose mense word omgekeer en hulle is daar nie meer nie. Maar die huis van die regverdiges bly staan. Was Henog 'n regverdige? Ja, hulle glo hy was 'n regverdige gewees. Nou sê hy, maar hy was daar nie meer nie. Henog was daar nie meer nie. Hy het lewendig in die hemel opgevaar. Dan elke goddelose wat sterf, vaar lewendig in die hemel op. Want as ek die skrif wil toevoeg tot Henog, dan voeg koning Salomo dieselfde skrif toe tot die goddelose. En dit kan ons nou nie werk nie. Jy sien, dit is die bird-minded intellect, wat niks het om aan te gryp nie. En dan sê hulle, en Henog het lewendig in die hemel opgevaar. Dit staan nie so nie. En hy is daar nie meer nie. Maar die goddeloses gebeur presies dieselfde ding. Hoe is dit moontlik?
Want daar staan nie in Genesis en hy het in die hemel opgevaar nie. Of hy het lewendig in die hemel opgevaar nie. Dit staan nie daar nie. Dit staan net wat hier staan. En hy sê hulle is daar nie meer nie, die goddeloses, want dit is meervoud, goddelose. Maar en hy, Henog, was daar nie meer nie. Hoe maklik is dit? Nou ja, is om bietjie aan te dink, om te herkou, né? So kom Jaffa en hy gee vir ons die woord. En wanneer hy vir ons die woord gee, dan is dit nodig dat ek dit onder die aandag bring, alhoewel dit twee totale verskillende reeks is. Maar dalk luister iemand na die reeks wat nog nie na Henog geluister het nie. Jy weet nie wat jy mis nie, né? Dis amper soos 'n Black Forest koek. Dis iets uitsonderlik, dit is iets besonders. En die goddelose mense word omgekeer. Hulle word omgekeer. Hulle pad is na die doderyk. As hy sterf, is sy pad doderyk toe. En hulle is daar nie meer nie, hulle het gesterf. Maar die huis van die regverdiges, meervoud, die regverdige nie, regverdiges, die bruid, bly staan. Nou, ons het vroeër jare met die Sondagskool, het ons die koortjie gesing met die kindertjies, veral die kleuters, die kleintjies. Die wyse bou sy huis op die rots, die wyse bou sy huis op die rots, en die storm het neergekom. Die dwaase bou sy huis op die sand, die dwaase bou sy huis, en die reën het neergestort, toe val het plat. So as my huis vanmôre op die rots, Jafashua, die rots, die anker, die volëinder van ons geloof gebou is, dan sal hy bly staan, wanneer die stormwinde teen hom aanwaai, en wanneer die golwe van die lewe teen hom aanrol, sal hy bly staan. Want, en ek sluit af, die woord sê, groter is hy wat in ons is, as die Satan wat in die wêreld is. Tot môreoggend as Jaffa liewe ons Sondagspaar. Maranatha. Jafashua kom weer. Halleluja.